liefie. Family, gaan dit goed met julle? Is julle good? Is julle bly julle is hier vanoggend? Sy, na vanoggend se worship is ek, as jy nie bly is jy was hierso of is hierso nie, dan moet ons dalk bietjie meer gaan koffie drink. Ek dink daar was so, sy teenwoordigheid is kosbaar. Ons huis se naam is Presence, vir die wat vir die eerste keer vandag hierso is, nou nie voor die tyd gekyk nie, maar welkom. As julle in die eerste paar fases is van ons Vat 5 journey, gee ons 5 dienste, wil ek vanoggend vir jou sê, die Here het met 'n baie intentionele doel vir ons die naam Presence Church gegee. Hierdie is ons een begeerte, dat ons die teenwoordigheid van die Here in hierdie huis sal beleef, en dat hierdie teenwoordigheid ons sal uitstuur. Dat ons al buite sal gaan verteenwoordig wie hy is. Kan ek vir jou sê, wat is my droom? Vir elke liewe een van julle. Wanneer ek bid vir ons huis, is hierdie my droom. Dat nie een van julle hier sal uitstap onveranderd nie. Dis nie vir my okay, dat ons Sondag na Sondag hier so by mekaar kom en onveranderd is nie. Die woord van God gee lewe, sy teenwoordigheid bring lewe, hy is lewe. So ons moet in lewe voortgaan. So ek hoop regtig dat dit goed gaan met julle. Hierdie kansel is so bietjie ver. Kan ek vra dat julle sommer net so om julle kyk en vir die persoon langs jou smile, anders gaan almal kyk hoe sukkel ek. Sê sommer jy is lief vir hulle. Daar's niks wat hulle daaraan kan doen nie. Oom Lappies, is oom nie lief vir die tannie nie? Oom kyk nie eens vir die tannie nie. Ek hoop regtig dit gaan goed met julle. Family, ek wil voordat ek in die woord inspring, wil ek sommer 'n geleentheid, ek het nou net gesê ek's nie okay daarmee dat mense onveranderd hier uitstap nie. So ek wil geleentheid skep vir 'n paar mense om hulle gawes te beoefen. So ek hoop julle is gemaklik daarmee. So almal wie ek vra, wie se name ek noem, kan ek vra dat julle opstaan. Dan gaan ek julle 'n oomblik gee. Simi weet al. Dan gaan ek julle 'n oomblik gee en vra dat julle net gou-gou so rondkyk. Ek wil jou challenge om vir minimum 2, kom ons sê, ek wil nie 'n maksimum sê nie, maar kom ons sê 3 mense, wil ek vra jy met die Here vertrou vir woord. So Simi, Chrissy, Alwyn, sal jy vir my staan, Magda, sal jy vir my staan, Sonet, sal jy, ou Bernie, jy kuier so min by ons, so ons moet maar jou gawe bietjie gebruik. Die gawe is nie net vir jou nie, die gawe is vir die liggaam. Yes, Maureen, ek wil vir jou ook vra. Ek love jou hare, ek love it. Daar agter was nog iemand gewees, weet ek nog. Jy hoef nou nie daar na die mure toe te skatter nie. Yes, daar was nog iemand gewees, maar ek kan hom nou nie onthou nie. Albert, sal jy ook vir ons staan asseblief? Kyk net gou so vinnig rond, jy hoef nie mure toe te skatter nie. Maureen, jy kan net daar by jou man bly, jy hoef nog nie muur toe te hardloop nie. So kyk net gou rond, vra vir die Heilige Gees op wie blaas hy, identifiseer so 2 mense. So nog iemand wat graag wil staan, wat dit wil beoefen. Oom Johan, wil jy ook? Ja, sal oom ook gou vir ons bietjie rondkyk asseblief. Ag, ek weet aan die begin is dit ongemaklik, maar sodra jy net so 3 keer asem gehaal het, as jy oor het. Kyk net gou so rond, dan gaan ek na die diens, as ek klaar my woord gebring het, gaan ek vir julle geleentheid gee, om daai mense vorentoe te bring, en dan wil ek vra dat julle na dit sommer net hulle bedien. So het julle almal iemand? Sien het jy jou mense? Vra die Here tydens die diens ook. Okay. As julle dit het, kan julle maar gaan sit. Dis altyd 'n stretch, maar dis lekker om mense gawe te beoefen. Na die tyd is mense soos, ek sien Donald Duck. Wat beteken dit? En dan na die tyd sê jy soos, wow, hierdie was nogal goed gewees. Here, dankie dat U my gebruik. Dankie dat ek 'n monster kan wees. So, gebruik die geleentheid, vra vir hom. Partykeer is dit eenvoudige goed. Partykeer is dit net, die Here het jou vir my gewys. Weet nie hoekom nie, so hy's lief vir jou. So vat dit, aanvaar dit, kom ek bid saam met jou. En partykeer kom hy en hy doen amazing goed. Okay, so ek gaan oorgaan in my woord in. Ek het lekker baie skrif vanoggend. So ons gaan rondlaai in ons Bybels. Ek het aangesien ek weer 'n hele paar skrifte het julle 'n guns gedoen en vir julle op die YouVersion events dit gaan publish as julle daar wil gaan volg. Maar ek wil regtig vra dat jy jou Bybel ook by jou sal hê. So is 'n lekker mondvol. Ek praat baie groot inleiding. Ons is nou al 'n geruime tydjie besig met identiteit. Julle sal onthou, ons het begin Augustus het ek begin baie intentioneel met die boodskap van Efesiërs. Baie gefokus op waar sit ons. Dit spreek op my en jou as gelowiges se identiteit. Ons het nou al 'n goeie 4 sessies en groter werke wat ons
spesifiek gesels het oor wat het die boodskap van die kruis vir jou en my moontlik gemaak. As jy jouself bevind op 'n plek wat jy nog steeds hierdie bevraagteken, wil ek jou vra asseblief, gaan kyk weer na die video's, gaan kyk weer na die podcasts. Simi, sal jy op die presence announcements net vir ons weer die podcast link stuur en die YouTube link stuur asseblief. Gaan kyk weer hierdie goed. Die boodskap van my en jou identiteit in Jesus is die fondasie. Ons kan niks doen sonder hom nie. En daarom het ons verlang daarby stilgestaan. En van julle mag dalk gefrustreerd gewees het, veral toe ek verlede week klaar was met Efesiërs, maar nog steeds aangehou het toe ek gesels het met Mephibosheth. En ek wil gou-gou, ek besef hier was 'n paar mense nie hier nie. Mephibosheth se storie is een van die stories wat my gemerk het in my lewe. En ek bid so en ek vertrou die Here dat dit jou sal merk. Hy is genooi na 'n tafel toe. Weereens, as jy dit nie gekyk het nie, asseblief gaan kyk dit. Dit word vandag gepublish. Hy verdien dit nie om aan 'n koning se tafel te sit nie. Hy het behoort aan 'n vorige koninkryk se bloedlyn. Die konings was veronderstel om hom uit te haal. Die kultuur het vir hom gesê hy's verlam, hy's niks werd nie. Maar Dawid nooi hom. En net so is hierdie deurgetrek na die evangelie toe. Nie een van ons het dit verdien nie, maar God nooi ons. So ek wil jou regtig challenge, alles wat ons van hier af vorentoe doen dit vanuit hierdie posisie, wat Jesus vir ons moontlik gemaak het. So ek het so ervaar hoe die Here ons nou lei, die van julle wat my ken, strategie is in my ingeweef, ek love strategie, wat mis orde, wat is die teenoorgestelde van orde? Wanorde, daar's so baie stemme, ek kan nie een hoor nie. Wanorde voel ek is okay mee, solank daar strategie is. En vir my is hierdie wat ek so ervaar die Here met ons deel. Hierdie is die strategie. Hy het kom fondasie lê, wees ons. Nou voel ek so en ek so bewus daarvan dat hy ons nou nooi in 'n koninkryk leefstyl in. Hy het vir ons iets moontlik gemaak en na vandag hoop ek dat daar 'n stuk van jou is wat besef wat hy vir ons moontlik gemaak het en wat is my en jou verantwoordelikheid. Van hier af vorentoe, ons weet nie hoe lank nie, is hierdie die tema van wat ons gaan bring, is die koninkryk van God. Okay, so is julle gereed om in te spring? Wil die volgende, terwyl ek so voorberei, lees ek nie, ervaar ek die volgende in my gees en ek wil jou sommer dit begin mee. Vryheid is nie laksheid of luiheid nie, maar 'n doelbewuste keuse om te leef soos iemand wat nie meer 'n slaaf is nie. Dit is baie intentioneel hoekom ek begin met hierdie, want die boodskap van Jesus, die kruis het vir ons vryheid gebring. Hierdie vryheid maak nie dat ons op die bank of moet sit en alles val net in ons plek nie. Alhoewel ons redding vir ons deur hom moontlik gemaak is, ons kan niks doen om dit te kry nie, net deur geloof na hom toe te kom. Daai deel kom na ons toe, maar dit aktiveer ons om iets te doen. Vryheid is nie laksheid of luiheid nie. Dis 'n doelbewuste keuse om te leef soos iemand wat nie meer 'n slaaf is nie. Julle kan solank julle Bybels oopmaak, Galasiërs 5. Wie het hulle Bybels hierso? Daar sê Marius, dankie. Is daar 'n paar? Ek hoor nie Bybels blaai nie. Dis hoekom ek die vorige keer die YouVersion gestop het. Want dan maak dit my panietjie. Daar sê iemand blaai lekker hard, dankie. Het julle hom? Voordat ek hom lees, ons gaan net vers 1 lees, wil ek die volgende vir jou lees. Vryheid is nie 'n stel reëls nie, of ek het nou 'n stukkie, die punt op verkeerde plek gesit. Vryheid is nie 'n stel reëls waar volgens ons leef nie, maar wel 'n raamwerk van waardes wat aan ons bekend gemaak is, waarvanaf ons leef. So sien vryheid as, dis nie 'n stel reëls nie, dis belangrik dat jy hierdie vasmaak, maar 'n raamwerk van waardes wat aan ons bekend gemaak is. Hou julle Bybels vir my oop, ek wil gou vir julle statistieke lees, ek net gou vinnig gaan soek, rondom wat is die verskil tussen reëls en 'n kultuur. So wat Jesus kom, en ek gaan nou verder klem lê op kultuur spesifiek, maar wat is die verskil tussen 'n stel reëls
en 'n kultuur wat gevorm word. Want wat Jesus ultimately vir ons kom moontlik maak is, hy sê vir ons, okay, wel nie hy sê nie, hier is my wat ek sê, maar jy's gered, dan word jy genooi om nou intentioneel te loop. Maar nie volgens reëls nie, maar in 'n kultuur in te loop. Julle gaan nou by my wees. Die volgende statistieke tussen wat is die verskil tussen reëls en 'n kultuur. In die besigheidswêreld en in die werksplek het hulle ondervind, Harvard Business Review 2015, maatskappye met 'n sterk kultuur het 60% minder wangedrag as die wat net swaar reëls het. In reëlgedrewe werksplekke was 'n werknemer 3 keer meer geneig om loopholes te soek. Okay, verder tweede statistiek. Gallup, hulle studies in 2023 sê die volgende: in waardes- en kultuurgedrewe organisasies rapporteer 70% van werknemers hoë betrokkenheid teenoor 19% in reëlgedrewe omgewings. Ek en jy vandag van hier af wil ek nie net vir jou reëls kom gee en vir jou sê doen dit nie, want reëls gaan nie jou lewe verander nie. Ek wil jou sien om in 'n kultuur in te stap. Ons word genooi, ons is ambassadeurs, ons word genooi om in 'n ander kultuur in te stap. Die derde statistiek, kinders wat in 'n waardekultuur grootgemaak word, eerlikheid, respek, vrygewigheid, is 2 keer meer geneig om daardie gewoontes in volwassenheid uit te leef as kinders wat net volgens reëls grootgemaak word. Die laaste een, Barry sal vir my oopmaak asseblief. Ekskuus, daar's nog 2, nie laaste een nie. Kerk en gemeenskap, Barna 2021, 73% van jong volwassenes sê hulle het by 'n gemeente gebly oor die kultuur van die behoort en egtheid, nie oor reëls of doktrine nie. En vyftens, skole en bullying, US Department of Education 2019. Skole met 'n kultuur van ons bou mekaar op, het 40% minder boelie voorvalle as skole wat net sê geen boelies toegelaat nie. Galasiërs 5 vers 1, julle gaan nou verstaan hoekom lees ek al daai. Galasiërs 5 vers 1, Paulus kom en hy skryf: staan dan vas in die vryheid waarmee Christus jou vrygemaak het. En laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, om vry te wees, dit is waarvoor Christus ons vrygemaak het. Maak seker dat jy vry bly en moet nie weer onder 'n slawejuk vasgebind word nie. Ek hou nogal van die Nuwe Lewende Vertaling. Gewoonlik sulke voorstander vir die ou vertalings, maar ek hou van wat die nuwe vertaling hierso sê, want hy kom maak dit so bietjie van 'n intentionele, alhoewel die ou vertaling ook dit so 'n voice, maar hy kom en hy sê, hierdie is waarvoor Christus gekom het, maak seker dat jy vry bly. Ek het hierdie al reeds gesê, maar ek wil dit weer kom klem lê. Ek en jy kan niks doen om ons redding te kry nie. Dit het Jesus aan die kruis vir ons volbring. Al hoe ek en jy dit hoef te kry, of wat ons hoef te doen, is om deur geloof na hom toe te kom. Ons is gered wanneer ons in geloof na hom toe kom. Daar's niks nie. Is julle met my? Kan julle met my nou wys, anders gaan ek dit nog 'n paar keer sê. Daar's niks wat ons daaraan kan doen nie. Maar hoor wat preek Jesus, of wat gebeur in Markus 1 vers 14 tot 15. Sorry Karen, ek gaan nou die ander een lees. En nadat Johannes oorgelewer was, het Jesus in Galilea gekom en die evangelie van die koninkryk van God verkondig. En hy het gesê, die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. So hier's 3 hoofboodskappe wat ek vandag wil deel uit Jesus se eerste boodskap wat hy doen. Konteks hierso, Jesus kom uit die wildernis uit hierso. Hy het vir 40 dae gevas, hy het 'n hele journey daarso gehad. Hierdie is sy heel eerste preek vanuit die wildernis uit. Hierdie is vir my 'n profound, 'n merkwaardige stelling wat hy hier kom maak. Maar kom ek lees net gou nog een skrif vir julle, Matteus 11 vers 12. Ons gaan vanaf vers 12 tot 20 lees.
Maar van die dae van Johannes die Doper af tot nou toe, word die koninkryk van die hemele bestorm, en die bestormers gryp dit met geweld. Want al die profete en die wet het tot op Johannes geprofeteer. En as julle dit wil aanneem, hy is Elia wat sou kom. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Maar waarmee sal ek hierdie geslag vergelyk? Dis net soos kindertjies wat op die markte sit en na hulle maats roep en sê, ons het vir julle 'n fluit gespeel en julle het nie gedans nie. Ons het vir julle klaagliedere gesing en julle het nie getreur nie. Want Johannes het gekom en nie geëet of gedrink nie. En hulle sê, hy het 'n duiwel. Die seun van die mens het gekom, hy het geëet en gedrink en hulle sê, daar is 'n mens wat 'n vraat en 'n wynsuiper is. 'n vriend van tollenaars en sondaars. Maar die wyse is geregverdig deur sy kinders. Toe het hy die stede waarin die meeste van die kragtige dade plaasgevind het, begin verwyd, omdat hulle hul nie bekeer het nie. Okay, hierdie is 'n baie komplekse skrifgedeelte wat baie eenvoudig geïnterpreteer kan word. Ons kan baie diep gaan met hom. Die rede dat ek hierdie skrifgedeelte ingesit het is, Johannes begin preek en massas kom in. Massas word honger, hulle is soos, hier's iets. Hy begin 'n boodskap, hy sit 'n boodskap op die tafel, daar's een wat kom wat beter is as ek, groter is as ek vergelyk nie eens met hom nie. En almal was nou nogal soos, wat gaan hier aan? Sien, hy bring 'n boodskap en mense begin desperaat raak om deel van God se koninkryk te wees. Die woord sê verder, hierdie mense wat desperaat begin word, bestorm. Hulle kom met geweld. Dis nie soos 'n, okay, ek het ingeloop en dis 'n groot, magtige entrance wat gemaak is. Hulle bestorm in. Jy sien, die mense dring in, want daar's 'n dringendheid in hulle. En dan kom hy en hy verder sê hy, die bestormers gryp dit met geweld. Hier is die opsomming van hoekom ek hierdie insit. Jy sien, in vandag se tyd, of jy nou grand naam is of nie, hierdie is die mense wat ek wil sê, en hoor my wanneer ek sê saak maak. Ek bedoel, saak maak is heeltemal verkeerde woord, maar for a lack of a better word. Hierdie is die mense wat gaan kry waarvoor hulle soek. Kom ek sê dit eerder so. Die bestormers gryp dit met geweld. Net die wat vasberade is en honger is, verkry dit. En hy kom en hy sê, daar was Johannes gewees, daar was baie gewees, maar hierso is hulle. Die koninkryk is besig om hierdie violence te suffer. Hier's mense wat instorm, en hulle wat instorm, gryp dit met geweld. Hierdie is belangrik vir my, want die boodskap van die kruis het ons gered, en deur geloof het ons hierdie gekry, maar dit nooi ons in iets niets in. Jesus het nie net gekom om vir jou 'n kaartjie hemel toe te gee nie. Ek spring myself voor, een van die quotes wat ek wil lees, sê dit. Hy het nie net gekom om vir jou 'n kaartjie hemel toe te gee nie, hy het die hemele aarde toe gebring, sodat ons nou kan weerkaats en weerspieël wat in die hemele besig is om te gebeur. Ek weet ek het nou baie inligting gedeel en ek sien van julle mag dalk wel lyk vir my deurmekaar. So as jy nie deurmekaar is nie, asseblief verander jou uitdrukking, maar as jy nog deurmekaar is, hou hom so. Hy kom en hy nooi ons. Jy het tot geloof gekom. Ek het nou gesê, daar's niks wat ons kan doen nie, maar soos weer terug gaan na Markus 1 toe. Die tyd is vervul. Die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo in die evangelie. Dis 3 boodskappe wat Jesus hierso bekend maak. Ek en jy, deur die journey wat ons nou gestap het, Efesiërs, Mephiboset, kom tot Jesus, want daar was 'n uitnodiging gewees, deur geloof, glo ons dat dit wat hy verkry het aan die kruis, ons kom red het. Is daar enige van julle wat twyfel hieroor? Nou, jy stem saam, ek het dit geweet. Ekskuus, my vraag moes vinniger geformuleer wees. Ons twyfel nie hierin nie, want wat Jesus gedoen het aan die kruis, het ons kom red. Die feit dat hy kruis toe gegaan het en hy dit nie verdien het nie, het ons kom red. Hierdie is 'n preek wat ek nou al baie gepreek het. Kom ons gaan aan. Hy sê vir ons, okay, julle het nou die deel gedoen, julle het geglo in die evangelie, okay, die koninkryk het gekom. Wat beteken die koninkryk
van God. Hierdie is vir my 'n merkwaardige boodskap, want 3 spesifieke redes. As ons kyk na die groter konteks, kom ons kyk na die konteks van die skrif. Die heel eerste een wat in die wildernis was, wat in die tuin was Adam gewees. Hierdie Adam het geval. Hierdie Adam het gemaak dat elkeen van ons in sonde ingebore is. Jesus kom hier uit die wildernis uit. En hy kom met 'n hele ander attitude. Nie 'n spyt want ek het iets verkeerd gedoen nie. Die woord sê vir ons in Lukas 4 vers 14 dat hy het uitgekom met die krag van die Heilige Gees. Hy kom met 'n hele ander attitude uit die wildernis uit. Die eerste Adam het geval, ek het gewen. Ek het hierdie gemaak. En tweedens sien ons die attitude was dat hy dit nie gedoen omdat hy fancy of grand was nie, of hy het dit nie gewen deur fancy of grandheid nie. Hy het dit gewen deur die woord van God. Jy sien wat Jesus kom doen hierso is hy kom stel 'n banier op. Jy weet 'n banier maak soos mark territory. Hy kom uit en hy soos hier's my territory wat ek verklaar. Ek het gekom, ek is die koning wat nou instap deur die poorte en alles gaan nou verander. Dis nou tyd. Alles gaan nou verander. Tweedens wat gebeur is, hy sê hier's 'n nuwe realiteit. Ons nie meer 'n ou realiteit nie, daar's nou 'n nuwe ding wat ingebreek het. It's the new reality wat hy kom verkondig. En derdens, ek het gaan haal wat verlore is. Hierdie is die territory wat hy verklaar. So my vraag is, wat is die koninkryk van God? Want as hy sê die koninkryk het naby gekom, bekeer en glo in die evangelie, is sy begeerte dat ons deel moet wees van hierdie. Sy droom is dat ons deel moet wees van hierdie. So nou is die journey vir my en jou, hoe lyk hierdie? Hoe gaan ons hierdie toepas? Tree vir tree. Dink ons almal wil haastig wees en alles net so toepas, maar tree vir tree gaan ons hierdie uitfigure en vorentoe gaan. Die koninkryk beteken die volgende: heerskappy, of God se manier van leef, of God se waardes in aksie. Romeine 14 vers 17 kom Paulus en hy sê die volgende. Hy sê die koninkryk van God is nie kos en drank nie, maar geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees. Ek wil sommer net gou vinnig hier dalk van die staanspoor af die volgende sê. Ek praat vanoggend met iemand en ek sê vir hom, dis vir my so hartseer, want wanneer ons dink aan die koninkryk van God, soos Matteus 6:33, dan dink ons, okay, great, geld gaan bygevoeg word. Koninkryk van God kom hy hierso en hy sê, dit is nie kos en drank nie, dis nie die materialistiese goed nie. Dis ons posisie in Christus, geregtigheid. Ons het nou al daaroor gepraat, waar is ons geposisioneer. Geregtigheid is the position acceptable to God. Dis ons is aanvaarbaar vir hom. Dan tweedens sê hy, dis vrede en blydskap in die Heilige Gees. Wat beteken dit? Die koninkryk van God vir my, het vir my en jou naby gekom. Ons dra totaal en al 'n ander attitude. En dit klink nou arrogant, maar dis nie wat ek bedoel nie. Ons stap in 'n vertrek in en waar daar warbel in almal se lewens is, dra ons iets anders. Dra ons 'n vreugde en 'n vrede. En mense is soos, okay, hier's 'n ander teenwoordigheid hierso. Kom ons gaan verder. Jy sien, die koninkryk van God is nie net 'n plek nie, dis 'n realiteit en 'n kultuur wat Jesus gebring het. Terug na die statistieke toe wat ek vroeër genoem het. Jesus het nie vir ons 'n stel reëls gebring nie. Hy kom nooi ons in 'n kultuur in. En statistieke bewys vir ons, ek het dit net nou vir julle gelees, dat 'n kultuuromgewing ons motiveer om vorentoe te gaan. Ons as mens hou nie van reëls nie, ons skop teen reëls. As daar reëls is, dan as ek soos jy gaan nie vir my sê nie, dan gaan ons hierdie kant toe. Al is hierdie die beste pad, maar jy het vir my gesê ek moet hierdie pad gaan, so ek gaan die kant toe gaan. Weet nie hoekom is ons as mens so nie, maar dis hoe ons dit, lyk my, verkies en vanhou. Ons is genooi in kultuur in. Jy sien, kultuur beteken waardes, gebruike, hoe ons dink, hoe ons leef. En weer eens, Jesus het nie vir ons reëls gebring nie, maar 'n nuwe manier van leef wat hemel weerspieël op aarde. Kom ek probeer koninkryk het naby gekom verder vir julle definieer. Ek het so 'n bietjie gaan, ek
gaan bely, ek het opsommings gelees, ek het nog nie hierdie boek, ek het een van hierdie boeke gelees. Daar's 'n hele paar boeke geskryf vanuit verskillende angles. Wat beteken dit? Die koninkryk van God het naby gekom. En Herman Ridderbos, ek weet nie of hy Afrikaans is nie, maar dit klink Afrikaans. Herman Ridderbos het die volgende geskryf in sy boek The Coming of God's Kingdom, of the Kingdom. Die core boodskap, die hoofboodskap wat hy in hierdie hele boek kommunikeer is die volgende. God se heerskappy het geskiedenis betree deur Jesus en dit vereis 'n antwoord nou. Kom ons maak dit prakties. Die koning het opgedaag en hy staan voor jou deur en klop. Dis 'n eenvoudige voorbeeld. In Hooglied sien ons dit. Die koning verklaar, die nuwe koninkryk het gekom. Hy staan voor jou deur en klop. Daar's nou 'n reaksie wat vereis word. Of jy maak nou oop, of jy hou aan lewe asof dit nie bestaan nie. Maar die koning het geskiedenis betree en dit vereis 'n antwoord nou. Dit is nie goed genoeg vir my en jou om net hemel toe te gaan nie. Hy het gekom om meer vir ons moontlik te maak. Hoor wat skryf die volgende ou, ek weet nie wat sy naam nie, maar sy van is Perrin. The Kingdom of God, a Biblical Theology is die boek se naam. Sy hoofboodskap in hierdie is, God se reddende teenwoordigheid het die aarde betree deur Jesus. Eenvoudig. Jesus het gekom en hy het 'n nuwe stelsel in plek gestel. Prakties gewys, hy verduidelik dit so in sy boek, hy sê, Jesus kom nie om kaartjies te gee sodat almal hemel toe kan gaan, sodat ons net hemel toe kan gaan nie. Hy het hemelse leefstyl in jou Dinsdag ingebring. Ek ry vanoggend op 'n call. Ek dink dit was toe ek ry. Ek kan nie onthou of dit was waar nie, maar ergens vanoggend sit ek met hierdie gedagte. En dit gaan dalk bietjie vlek kry, maar kom ons gaan praat daaroor. Ons gesels bietjie daaroor. Sit ek met hierdie gedagte, as ons meer heilig voel op 'n Sondag as op 'n Dinsdag, Woensdag of Donderdag, dink ek het ons 'n probleem. Want wat hy gedoen het is nie net vir 'n Sondag nie. Die bloed wat uit hom uit getap het, was nie net 'n paar druppels en die res het hy vir homself gehou nie. Alles was gegee sodat ons hele week gevul kan wees met die koninkryk van God. Om in die koninkryk te leef beteken elke liewe klein keuse wat jy maak, bewys dat jy aan hom behoort. Hier is wat Perrin skryf. Laaste angle, hier is die boek wat ek gelees het, Miles Monroe skryf Rediscovering the Kingdom. Sy hoofboodskap is, die koninkryk is God se oorspronklike plan herstel. Sy heerskappy op aarde deur ons. So prakties is, God maak jou nie net om te oorleef nie. Hy maak jou om hemel te weerspieël. Kom ek gaan gou terug na die boodskap toe. Ek het nou heeltemal kort hierso gelees. Hy het jou gemaak om hom te verteenwoordig by die werk, by die skool, selfs by die huis. Jy is hemelse ambassadeur wat wys hoe lyk dit onder God se leierskap. So Jesus kom en hy preek die boodskap met vuur en vlam, krag van die Heilige Gees. Die koninkryk van God het naby gekom. Hierso is dit. Dis soos within reach. Ons kan by dit kom. Hoe kom ons by dit? Bekeer en glo in die evangelie. So vir my en jou, voordat ek oorgaan na die volgende punt toe, vir my en jou is hierdie key, crucial, super belangrik, wanneer dit kom by die koninkryk van God het gekom. En soos wat ek gesê het, we're gonna unfold, soos wat die tyd gaan. Soos wat ons vorentoe gaan ons lekker saam as family hierdie oopvou, sodat ons saam as 'n liggaam in die waarheid kan loop. Vandag, wat vir jou belangrik is die koninkryk dis binne bereik. En die koninkryk vereis van my en jou om aktief betrokke te wees. Vroeger het ek gelees, daai langskrifgedeelte Matteus 11. Matteus 11 het ek daai deel gelees en ek het al hierna verwys. Ek het gewonder, moet ek hierna verwys of nie, maar ek gaan gou weer. Daai skrif is so strategies geskryf dat daar's verskillende maniere van interpretasie. Dat hy veral in tenses, is hy in 'n passiewe tens geskryf, maar ook in 'n aktiewe tens, soos
voel vir my, of nie voel nie, dit wat hulle, daar's soveel opinies, want soos dis hoe dit geskryf is. In die passiewe tens, wat is tens in Afrikaans? Vorm. In die passiewe vorm, dankie Marius. Ek het jou nou eintlik gesoek, matrikulant. Nee, jy het goed gedoen. Ek wou maar net daar toets, kyk of sy reg is nog vir matriek, of sy waardig is om met deur te kom. Nee, ek grap. Julle gee my nog so 10 minute, ek's amper klaar. Dit is geskryf in 'n passiewe vorm en in 'n aktiewe vorm. Passiewe vorm is presies eintlik wat dit sê. Dis so geskryf dat die koninkryk is naby, en ons kan kies, wil ons nou inklim, wil ons honger wees, wil ons gaan haal wat voor ons is. Daai gedeelte van die bestormers gryp dit met geweld. Die passiewe deel is, ons as Christene doen nie veel nie. Ons is nie besig om dit met geweld te bestorm nie. So wat dit in essence dan sê is, as ons passief onsself bevind, passief beteken ons beweeg nie, dan is die koninkryk van duisternis besig om aktief te beweeg. In die koninkryke is daar nie 'n stilstaan vir 'n oomblik nie. Dis of links of regs, in die sin van lig of duister. Ons nie 'n oomblik van, okay, kom ons rus net gou nie, boys, halftyd. By the way, halftyd was goed vir die bokke gister, hè? Daai was goed gewees. Daar het 'n massive swaai gekom. Hy sê, wees aktief, move. En nou aan die ander kant is hy in 'n aktiewe vorm geskryf. Aktief is die gelowige is besig om te beweeg. Die gelowige is besig om uit te rol. Die gelowige is honger. Okay, so vir my en jou, die koninkryk is naby. Dit vereis dat ons lewens verander. Baie keer het julle hierdie al gehoor, Jesus wag nie dat jy perfek is voordat jy na hom toe kom nie. Kom na hom toe, want hy sal jou perfek maak, want dis die koninkryk leefstyl wat ons gaan kom skoonmaak. Ons ek wil amper sê ons sielmens gaan kom skoonmaak. Kom ek gaan oor na die volgende punt toe. Jesus sê die koninkryk is naby, bekeer. Die Griekse woord wat hierso gebruik is, julle het dit al gehoor. Die Griekse woord hierso is metanoia, wat beteken verander jou denke. Verander die manier hoe jy dink. Pas jou lewe aan, want waantoe jy gaan is jy besig om na duisternis of sonde toe te gaan. En wat sê die woord vir ons? Die loon van die sonde is die dood. Hy kom en hy sê, bekeer, verander jou manier van dink. So wanneer ons na hierdie verwys, praat hy nie noodwendig van, okay, jy moet nou net in geloof na hom toe kom en alles sal fyn wees nie. Hierso kom nooi ons in 'n volgende vlak as gelowige in. Jy het tot bekering gekom, jy is geposisioneer in Christus, jy is heilig en sonder vlek voor die grondlegging van die aarde het hy jou gekies om syne te wees en dit is hoe hy dit gekies het. Jy het die reg gekry om sy kind van God te wees. Matteus of Markus 1. Nou sê hy, verander jou mens wees, verander jou gedagtes, want ek wil hê jy moet anders lyk. So die Griekse woord is die metanoia, en dit beteken nie om skuldig te voel nie, maar om anders te dink. Baie keer bevind ons onsself op 'n plek wat ons het nou gesondag, nou voel ons skuldig en nou vir 'n week lank verander ons manier van dink, net omdat ons skuldig voel. Hy kom vra jou hier om aktief te wees, wees betrokke, jy moet nou kies, verander jou denke. Kom ek gebruik gou 'n illustrasie. Veronderstel jy staan in 'n huis wat besig is om af te brand. En die deur voor jou is gesluit en die sleutel is in jou hand. Ek het laasweek daarna verwys, dis soos in 'n droom, as jy probeer weghardloop van donkerte af, is dit soos jy kan nie hardloop nie, jou bene werk nie saam nie. Selfs met hierdie, imagine jy staan in 'n huis, die huis brand af, jy's so in paniek oor hierdie, jy kan nie die sleutel gebruik of eers dink aan gebruik die sleutel om die deur oop te maak om te ontsnap nie. Dis 'n eenvoudige voorbeeld. Ek dink daar's baie flaws in die voorbeeld, maar ek wil dit prakties maak. Vir my en vir jou in daai brandende huis, ek weet mense kan nou redeneer, nou gaan die suurstof laat inkom en dit gaan groter gaan. Eenvoudig, boys, eenvoudig. Hierdie huis brand af. Ons het nodig om ons gedagtes weg te vat van hierdie af en te stel op wat voor is. Wat word nou vereis? Okay, gebruik die sleutel, sluit die deur oop, maak die deur oop en gaan uit. Maar vir solank as wat ons occupied is met die vuur,
of die storm, of die gemors, of die chaos, of alles, enige iets wat voor ons is, het ons nie 'n nuwe manier van dink om dit wat voor ons is, te verander nie. Is julle met my? Ons het nodig om ons gedagtes te verander. Dit is asof Jesus kom sê, jy kan nie in die ou stelsel leef nie. My heerskappy bring 'n nuwe manier van leef. Sonder nuwe denke bly ek en jy in 'n ou stelsel. En met 'n ou stelsel is daar sonde en slawerny. Ek's amper klaar julle. So hoe verander ons? Ek besef ons moet dit regtig prakties maak. Hoe verander ons denke? Dis maklik of nie maklik nie, partykeer kompleks, maak ons dit so kompleks. So hierdie is wat die slim mense sê, die ouens wat mense se brein en denkmaniere bestudeer. Volgende 5 punte is besef en erken jou werklikheid. Jy kan nie verander wat jy nie sien nie. So wat kom sê ek hierso? Dit is vir my belangrik om vas te stel eerstens, hoekom doen ek wat ek doen? Hoekom wil ek vrykom? Let's use drank. Hoekom wil ek vrykom? Want ons is genooi om nie weer deel te raak van slawerny nie. Eenvoudige ding. Kom ek gebruik 'n ander voorbeeld. Hoekom is jy vandag hierso? Hoekom bedien ek vandag? Want dit is nie vir my, ek is nie okay daarmee dat lewens nie veranderd is nie. So keer na keer staan ek op, keer na keer is ek soos, Here, wat sê U vir die mense? Want ek is nie okay daarmee dat ons net dieselfde bly nie. Ek is nie okay daarmee dat die dorp nie, dat ons as gelowiges nie wen in die dorp nie. Okay, so besef en erken jou werklikheid. Hierdie is, nommer 1 is, van daai is, hoekom wil jy dit doen? Tweedens is, as jy nie weet jy het 'n probleem nie, gaan jy dit nie verander nie. So partykeer is die eenvoudige, ek het 'n probleem met drank, sigarette, pornografie, ander vrouens, ander mans dalk, kyk rond, ek doen hierdie, ek doen dit, herken dit. Tweedens is, okay, verander nou jou manier van dink. Hoe doen ek dit? Gereelde affirmations, konstante, kom ons sê verklarings, konstante statements, konstante beeldjies, kan baie verkeerd klink, maar hoor wat ek sê. Partykeer is daar mense wat soos connect met 'n blom op hulle spieelkas. Die oomblik wanneer ek hierdie blom sien, dan herken ek, okay, maar dis wat die Here oor my spreek. Dalk 'n dier, die Here praat met elkeen anders. Maar die oomblik wanneer jy hierdie konstante affirmations het, hierdie konstante praat goed van jouself en met jouself, dan begin dit nuwe breinpaadjies vorm. Dit aktiveer jou brein om nuwe neurale patrone te bou. Dis om konstante, hoor jy is eintlik beter as dit. Jy is nie 'n gemors nie. Anders sê dalk al hierdie, maar jy is nie 'n gemors nie. Jy is suksesvol. Ja, ek wil eintlik so baie sê, maar ek het gesê ek het net 10 minute, nog net 4. Punt nommer 3, draai aktief. Hierdie is partykeer die moeilikste deel. Want die woord sê vir ons, kry 'n nuwe manier van dink, bekeer jouself, metanooi, dink anders, renew your mind, al hierdie goed is vir ons gesê, hierdie is die moeilike deel, want dit beteken nie dat die sonde gaan ophou klop nie. Ek en jy moet inbou, okay, sonde klop, ek gaan nou aktief optree. Gaan aktief regs gaan. As jy weet, hierdie pad gaan jou lei, jou wheel alignment, jou wheel alignment gaan links trek daar na, seker maar Bol en Hol toe, dan ry jy nou maar 'n ander pad. Wees aktief, dis 'n eenvoudige voorbeeld. Jy sien, breek partykeer roetine, jou brein leer nuwe patrone deur roetines, wat gebreek word en gevorm word. Doen iets fisies wat wys dat jy besig is om te draai. Punt nommer 4, herken jou emosies. So tydens die journey van ek verander my gedagtes, is daar verskillende emosies. Moenie net jouself afgooi nie. Moenie net, ag nee man, jy mag nie huil nie, mag nie hartseer wees nie, kom.
Herken dit, label dit en release dit. En punt nommer 5, mediteer. Het jy geweet dat meditasie in die skrif aktiveer jou emosionele brein, jou limbiese brein, wat verantwoordelik is vir baie goed, maar opgesom die volgende 4 goed, jou emosies, dit dryf jou hoekom, so met ander woorde, meditasie in die skrif kom vorm jou hoekom. Meditasie in die skrif kom help jou om met trauma te deel. En vierdens is, ek het geweet, ek moes dit beter skryf, maar ek het gedink, ek kan hom nie nou lees, ontsyfer nie. Toe ek hom skryf, toe sê ek soos nee, ek sal dit onthou. So met ander woorde, wat die limbiese brein doen, is hy bestuur jou gedrag, sonder dat jy dit eers agterkom. So laastens van hoe verander ek my denke, kom in die woord uit. Want dan bou jy nuwe patrone, jou emosies, al hierdie goed word gevorm, en dan begin jy nuwe keuses maak, sonder dat jy eers daaraan dink. Jy geweet, 'n persoon maak 34,000 keuses 'n dag. Sjoe, dis hoekom dit so moeg is in die aande. Soos, ja. So met ander woorde wat Jesus kom sê, bekering is nie om spyt te wees nie, of om net te draai teen jou gedrag nie. Dit is 'n bewustelike, daaglikse keuse om jou denke, jou hart en lewe te skuif na God se koninkryk. Daaglikse klein keuses te maak wat wys dat jy aan hom behoort, met aksie wat jou brein en jou hart help om nuwe patrone te bou. Alla, ek dink jy moet iewers, jy het nou al lekker research gedoen rondom way of thinking. Ek dink jy moet ergens, gaan ek jou 'n bietjie geleentheid gee om te bedien. Dis julle, die mind is powerful. En ek dink baie keer wil ons die mind uit ons journey met Jesus uithaal. Daar's 'n rede hoekom hy ons mind kom aanspreek het. Verander jou manier van dink. En dan laastens, die derde punt wat Jesus kom maak is glo in die evangelie. Geloof is die sleutel wat vir my en jou aktiveer om in die koninkryk te leef. Ek en jy tree in die koninkryk in deur te glo in die evangelie. So opgesom, my boodskap van vandag is, imagine hier's 'n stoel, hier's 'n bank. Ek glo hierdie stoel sal my hou. Maar wanneer ek gaan sit, bewys dit my geloof. Jy sien, baie keer glo ons dat Jesus al hierdie vir ons kan moontlik maak. Maar ons gaan sit nooit nog nie in wat hy vir ons moontlik gemaak het nie. Ons glo, ons is geposisioneer soos wat Paulus skryf in Efesiërs, maar my vraag is, vertrou jy dit so baie dat jy al sit? So die boodskap van vandag wil ek opsom, ons word genooi in aksie in. Ons word genooi in 'n volgende vlak in. Jesus se boodskap is die fondasie van 'n koninkryk leefstyl, want ons word genooi na koninkryk bewustheid. Ek en jy word nou genooi. Ek voel ek wil so baie sê, maar ek sal dit in die coming week sê. Ek en jy word nou genooi om daagliks bewus te wees. Hoe sou Hemel respond het? So vandag was net 'n inleiding, gaan amper oorgee vir Simi. Ja, kan ek gou almal vra wat gestaan het asseblief? Ek weet dit raak nou al 'n bietjie laat. Sal julle gou vinnig die mense net kom roep vorentoe na die diens asseblief? Nee, ons gaan na die diens gaan ons vir hulle bedien. Danel en dan ja, die man met die groen hemp met die ja, Quentin. Okay, great. Ja. Ons roep almal vorentoe, né? Ja. Okay. Champion, jy wat ek gesê het, jy lyk so goed vandag, kom asseblief vorentoe. En dan sorry, ek ken nie julle name nie, so verskoon my asseblief. Jy wat nou so sit met jou vinger op jou ken met 'n brilletjie. Daar's hy, yes, asseblief kom vorentoe na die tyd. En dan oom se vrou het sulke blommetjies op haar hemp. Kan oom asseblief ook vorentoe kom na die tyd. Dankie. Askies, ek ken nou nie name nie, maar daar's 'n jong dame, sy is so besig, ek dink jy's besig met jou handsak, nou mooi, lang hare, asseblief, en dan is dit Adeline, tannie Adeline, sy sit nou nie, Adeline, sy sit nie nou hier nie, maar as iemand haar sien, het sy gegaan, ek sal dan net daar. Oom Theo,
Ek wil hê jy moet vir my vorentoe kom na die diens asseblief en Tannie Letty. Ek is ook nie, ek ken ook nie almal mee nie. Die dude hierso met die blou hemp, wil jy nie vir my vorentoe kom nie asseblief? En dan die oom met die streepies hemp daar agter. Jy het dan net vir my gekyk, direk vir my gekyk, jy sit langs jou seun. Ja, yes, jy. Wil jy nie ook asseblief vir my vorentoe kom hier, dankie. Hallo julle. Eugene, daar agter en jou seun Janko, asseblief. Lesaya, ek het jou man se naam vergeet, ek vra om verskoning. Ja, asseblief na my toe kom. En dan, ek is jammer, maar net agter jou, Shamaine, reguit agter jou sit 'n man en 'n vrou. Ek het julle name vergeet, ek ken julle. Maar die vroukie met die wit strappies. Ja, is dit Liesel? Lisel? Wat jy nou? Nee? Ja, ek soek jou ook na die tyd. Dankie. Ok, ek ken julle glad nie, die man en vrou wat hier voor sit. Hulle tweetjies, dankie. Die vrou wat voor ons gesit het, ja, jy met die pareloorbelletjies, en die meisie wat, ja, jy moet nie wegkyk nie, wat voor ons gesit het met die konferensie, ons was saam in 'n groep, ek en jy, asseblief. Awesome, dankie. Julle kan dalk net gou hier voor vir my sit. So, ek besef hierdie is ongemaklik vir baie, maar ons het die voorreg om in die hemel in te kan tap en ons het 'n advantage bo ander, want ons weet wat ons koning oor ons spreek. En elkeen hier voor het ek nou geïdentifiseer wel, elkeen van ons hoor teendele en sien teendele, maar ek vertrou elkeen hier voor se stem werklik, dat hulle die Here se stem kan hoor. So, dis jou keuse of jy vorentoe wil kom na die diens, want die Here forceer hom op niemand nie. Maar ek wil jou vra, gee hom 'n geleentheid. Okay, so kan ek vir ons bid. Here, dankie dat U koning is van hierdie huis. Here, dankie dat U die hoof van die liggaam is en dankie dat ons deel kan wees van U liggaam. Here, dankie dat U ons gekies het. Dankie dat ons die voorreg het om saam met U te kan loop, tree vir tree te kan weet dat ons loop aan die oorwinningskant en nie aan die verloorkant nie. Here, dankie dat ons kan deel wees van die koninkryk en ek wil vra, Here, dat U ons huis sal merk om koninkryk te gaan leef. Dat U ons huis sal merk om alles wat ons doen te doen volgens die koninkryk. Here, mag ons dit doen volgens koninkryk kultuur wat waardes is. Here, mag ons dit doen volgens hoe U dit vir ons voorskryf, nie as reëls nie, maar uitleef, want dis 'n vreugde wat voor ons geset is. Here, so dankie dat U elkeen merk in hierdie huis. Ons is dankbaar, Here. Ons harte loop oor van dankbaarheid in die naam van Jesus.